Hey, jou lewe is interessant. As 'n ou kyk na hoe die diereryk nogal kan aanpas by omstandighede, dan kan ek nou nie anders te vanoggend as om te dink aan daai gedeelte wat hy praat van, wat is die mens dan, dat God aan hom sal dink? En jy kan nogal lank daaroor praat, want hy noem 'n paar goed die psalmdigter, hy sê dat ek en jy is 'n weinig minder gemaak as 'n goddelike wese, 'n hemelse wese. Maar hier is die ding, wat ek nou bietjie mee struggle, is nie hoe die mens gemaak is nie, is maar hoe die mens loop word. Nou gesels ons met die mense hier in die Boesmanland omgewing waar ons heidaglik kuier en praat 'n bietjie oor hoe mense reageer oor verskillende dinge. Dan is dit nogal snaaks hoe dat party mense sal verskriklik uitgesproke wees oor die feit dat iets het gebeur en hulle het nie 'n voordeel getrek daaruit nie, byvoorbeeld nou. En dan 'n rukkie later dan sal hulle nou weer voordeel trek daaruit, maar dan sal hulle nou nie dink aan daai selfe ouens van wie ons nou laas keer gesels het wat nou 'n tikkie voordeel gekry het. Ons gaan nie vir hulle nou hier van eers vertel nie, ons gaan dit net doodstil hou, ons gaan nou maar net aan. Dis hoe die mens geloop word het. Met ander woorde, dis nie hoe jy oorspronklik gemaak is nie. Jy het so loop raak. Wat die oorsaak daarvan is, daai kan ek nie vir jou sê nie, want ek weet nie. Dan kry jy ander ouens wat uit hulle pad uit sal gaan, om te kyk hoe kan hulle dit vir ander mense beter maak. Nou kyk ek hier, nou vertel Karel vir ons dat, hier's nou van die skaaplammers, en hoe kan daar in daai een kampie staan hulle nou? Is daar nou skaaplammers wat se ma eenvoudig net van hulle ontslaag geraak het. Sy het nie kans gesien om met hulle te werk nie. Hulle groot te maak nie. Hier agter my staan 'n klomp bokke, maar dis nie boklammertjies nie, dis skaaplammers. En ek het nou 'n paar keer gekyk, van die skaaplammers drink aan die bokke. En dit ja, die natuur het 'n manier om aan te pas as die dinge nie so lekker gaan nie. Daar's 'n kamp waar daar nog 'n klompie is en hier's 'n paar af. As jy gewonder het hoekom is die skaap en die bok op kraal, want die veld is te droog, hulle gee kos en dit kos. Ek sit 'n gesels met Karel, hy sê vir my, dit kos in 'n omgewing van tussen 38 en 40 000 rand 'n maand om hierdie goed kos te gee, want die veld is droog. En ons was in die veld, ons het self gaan kyk. Ons het nie by ander mense dit gehoor nie. Ja, nou kyk, elke keer as die bakkie nader kom, né, dan kom stap die ouens nader. Want dit gaan nou dalk voer gegee word. Hulle kom soek ietsie om te eet. Want daar is nie iets anders om te eet nie. As hulle nie kan 'n kosie kry nie, dan en jy kan nou maklik sê ja, hulle lyk oulik. Ja, hulle lyk oulik. Hulle word gevoer. Hulle word aan die gang gehou. Hulle word gepamper lang, want kos in die veld is bitter man. En dis nie hoe die natuur moet werk nie. Hierdie manne is veronderstel om in die vlaktes te loop en self kos te soek. Maar hulle kom aan mekaar nader, want daar's 'n kans vir 'n eetdingetjie. Maar nou vat hierdie bok, sy vat nou hierdie, en hier staan 'n drieling, sy vat hierdie 3 lammers en sy maak hulle groot asof dit haar eie kinders is. Nou vra ek myself die vraag, terwyl die sonnetjie skyn en hulle blær en is lekker hier op die plaas, so 'n koelerige windjie vanoggend. Nou vra ek myself, wat het van die mensdom geword? Joh, dat ons nou nie eers meer kan uit ons pad uit gaan om dit vir 'n ander ou makliker te maak nie. En wanneer ons hoor van iemand wat dit vir 'n ander ou makliker maak, dan is ons nogal 'n bietjie bitsig daaroor dat ons nou nie bevoordeel is nie. Ek het nie net 'n klomp negatiewe goed wat ek vir jou sê nie. Nee, glad nie. Ek wil nog steeds vir jou sê, daar's bitter baie goeie mense daar buite. Mense wat uit hulle pad uit sal gaan om ander mense te help. Ek sit in gesels met 'n oom daar bo in Benoni en hy hoor ek is hier met tyres. En die eerste wat hy vir my sê is, hy vra nie vir my, hy het hierdie van my nodig en wat hy sê vir my, jong, ek het nou 4 bande op mags of sierrims. Ek weet nie wat die Afrikaanse woord is nie. Ek het nou van 'n trailer afgehaal en ek wil hulle vir jou stuur, want iemand daar onder in die Boesmanland kan hulle dalk gebruik. En ek noem dit aan die tafel met koffie, dat ons kan dit dalk doen, en onmiddellik sê die ou vir my, heerlikheid as dit op 'n Mac is, fantasties man, want as jy nie die Mac kan gebruik met daai tyre, kan jy byvoorbeeld die Mac vir iets anders te gebruik, want die paaie is partykeer nie baie goed nie, en die goed kry seer. Wat is die mens?
Heerlikheid, as ek en jy 'n plek kan wees waarna toe iemand kan kom in nood en waarna toe iemand kan hardloop as hy 'n uitroep het, 'n wete dit is veilig. Heerlikheid, ek het dalk nie vir jou baie geld hier, nee, maar ek kan hom sekerlik vir jou 'n sakkie suiker gee, of ek kan hom sekerlik vir jou my tweedehandse bakkiebande gee, of ek kan hom sekerlik met iemand praat wat dalk kontakte het wat vir ons 'n paar bale lucerne kan gee. Nou praat ek op hierdie oomblik net van plaaslewe. Maar in dieselfde asem is daar 'n oom wat in die hospitaal lê wat besig is om dood te gaan. Ek soek net 'n predikant of iemand om saam met hom te kan bid. Dan is daar iemand wat gou kan ry. Of iemand kan dalk sê, "Jissie jong, ek is net so 'n bietjie knyperig hierdie maand. As ek net so 'n paar rand kan kry vir diesel, sal dit met my goed gaan." Wat het die mens geloop word dat hy net oor homself bekommerd is en nie meer oor ander nie? Ek weet dis moeilike tye. Ja, as jy vir iemand wil vra of hy weet, ek weet wat moeilike tye is. Nie alleenlik omdat ek daardeur gegaan het nie, maar omdat ek elke dag van my lewe met mense te doen het wat swaar trek. Nou gesels ons vanoggend aan die tafel en die een ding wat opkom is, dit gaan nie altyd oor wat agter op jou bakkie is wat jy hier aanbring nie. Dis nie waaroor dit gaan nie. Ek kan nie elke keer hiernatoe ry en vir jou sê, maar ek bring vir jou 150 bale of ek bring 20 sakke mielies. Nee, ek kan nie. Maar weet jy wat? My koffie drink saam met jou en 'n slag na jou luister, het ek vanoggend gehoor, is nogal baie belangriker as wat 'n mens gedink het. Wat het van die mens geword? Waarheen is ons op pad? Met ons menslikheid, met ons omgee. Het ons nog waardes? Jy sê, ek sit en dink, regtig, vanoggend nou dink ek, wat is nou as ek vir jou vanoggend moet sê, wat is een van die goed by Etienne Maree, want ek kan mos maar oor myself ook praat, wat is een van my waardes? En weet wat is een van my waardes? Een van my waardes is omgee. En dan onvoorwaardelike liefde. Wat is die mens dat God aan hom dink? Die mensekind dat hy hom besoek. En as ek die grootheid van God in my lewe kan besef, en ek staan op 'n vlakte soos hierdie, of ek ry deur die plaas en ek sê, hoe maak hierdie ouens dit? Dan sê ek, ja, ek weet nie hoe nie, ek sou dit dalk nie kon uitgehou het nie, maar ek gaan hom in my vermoë alles doen wat ek kan, om te kyk hoe ek kan op een of ander manier bydra, al is dit nou ook net, om 'n koppie koffie te kom sit te drink. Baie dankie dat jy vir ons aanhou help. Nie om vir ons ryk te maak nie, asseblief nie. Ek wil hê jy moet weet, ek moet hierdie kameras betaal, en hierdie toerusting. Ek moet die video redigering en die opnames moet ek betaal. Ek moet betaal. Iemand wat dit kan doen, moet dit doen. En as jy vir ons help, nee, dan kan ons hierdie ding na meer mense toe vat. Want hoekom ek vanoggend se stukkie noem, wat is die mens? Is net om vir jou te sê, daar is nog mense daar buite wat goed doen vir ander sonder om terug te verwag. En as ek en jy kan aanhou doen wat ons doen, kan ons hierdie stories vir meer mense vertel en vir hulle sê, dis die moeite werd om aan te gaan. Moenie gaan lê nie. Moenie opgee nie. Moenie handdoek ingooi nie. En as jy kyk na van hierdie insetsels van hoe lyk die grond en hoe lyk die skaap en hoe die skaap aangehardloop kom na jou toe as jy met 'n bakkie naby hulle kom, dan sal jy besef ons het eintlik verskriklik baie om voor dankbaar te wees. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. En ek wil vanoggend uit my hart uit vir jou sê, ek is dankbaar vir jou. Dankie dat jy dit vir ons moontlik maak om dit te doen. Ek ken mense wat soos 'n bokoei 3 skaaplammers aanneem en hulle groot maak asof hulle haar eie is. Daar is nog hoop. Hoop het 'n naam, sy naam is Jesus Christus. Hy's daar vir my en jou, maar hy wil in en deur my en jou werk. Ons gaan net oor die pad van terug Kaap toe en dan gaan ons met hierdie boodskap van goeie nuus terug. En ek vra vanoggend in die kombuis net so ten slotte. Toe vra ek, wat kan 'n mens vir julle bring? Toe sê die vroutjie vir my Lietie, meel, suiker, melk. Ek sê, "Is dit al?" Sy sê, "Ja, jy kan alles daarmee doen. Meel, suiker, melk." So ja, nou gaan ek 'n bietjie fokus in die toekoms. As ek kom, dan gaan ek seker maak ek bring meel, melk en suiker. Dankie dat jy ons ondersteun en dankie dat jy deel is van Ritmies met Etienne. Dit is vir my 'n bitter groot voorreg. En dankie dat jy my help om aan te hou om hierdie stories na jou toe te bring van hoop. Wat is die mens? Wat is die mens? Ek is lief vir jou. Jy moet lekker leef.